Goeienaand, dis Sondag aand, dit is net na 6 en jy is ingeskakel op die Huis van Wonderwerke se blad. Dit is ook vanaand net my voorreg om weer 'n kort boodskap te deel. En baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Ons gaan net so 'n oomblik gee vir nog 'n paar mense om te join, dan val ons weg met vanaand se woord. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons net som. Baie welkom, my skat. Aba Vader, baie dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het vanaand net om te kan stil word voor U, Vader. Dankie dat U God en Koning is, Here, en dankie dat ons weet U is in beheer en U is by ons, U is in ons, U is om ons en U is oor ons, Vader. En dankie vir hierdie woord vanaand, Vader. Dankie vir die voorreg wat ek ook het om U woord te kan bedien, Here. Ek bid dat U deur my gedagtes sal dink en deur my lippe sal praat, Vader. En dan dankie vir die saad wat U in elkeen van ons harte wil saai, Vader. En dankie Heilige Gees dat U ook van huis tot huis beweeg en persoon tot persoon beweeg, Vader, en dat U teenwoordigheid tasbaar is in die naam van Jesus. Amen. Amen. Laat nou sommer 'n hele paar mense ingesluit. Goeienaand Leandra, baie welkom. Goeienaand Kerry, goeienaand Lynn, goeienaand Lelani en Lucas, baie welkom almal. So as ons vanaand wegval met die woord, goeienaand Madeleine. Dit is vandag die good evening Lynn. Dit is vandag die laaste dag van November, so ons is nou offisieel van môre stap ons oor in Desember in, wat almal voel vakansiedag, maar die druk is ook aan, want daar's baie goed wat moet klaar gekry word voordat ons bietjie kan rus, en ek dink, soos vandag was 'n lekker somersdag gewees, en ons het lekker weer ervaar, maar ek dink wanneer ons net vir 'n oomblik stil raak, is meeste van ons gedagtes net, sjoe, ek het dit gemaak, of sjoe, ek is moeg. Maar onthou ons werklik om net te sê, dankie Here. Dankie Here dat ek tot vandag, die 30ste November, dit gemaak het, Here. Dankie Here dat ek op vandag 30 November hier is, en alhoewel ek moeg is, Here, dat ek nog steeds, Here, hier kan wees, en net kan asemhaal, en kan getuig van die goedheid, en die grootheid, en die guns, en die genade. Nou, as ons vanaand aansluit by Donderdag se boodskap, en as julle onthou, Donderdag het gegaan oor bekommernis en oor vrees, en ons het dit gelees uit Filippense uit, gaan ons bietjie vanaand daarna kyk uit die lens van Efesiërs, en ons gaan spesifiek kyk na Efesiërs 3, vers 20 en 21. Nou daarso staan die volgende. Now to him, kom ons begin net by die regte vers, ekskuus. Now to him who is able to carry out his purpose and do super abundantly more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, our greatest hopes, or our greatest dreams, according to his power that it is at work within us. To him be the glory in the church and in Jesus Christ throughout all generations, forever and ever. Amen. So, vanaand wil ek eintlik die stelling maak, wanneer ons min sien, sien God beslis meer. Wanneer ons min hoop sien, en ons is in 'n toestand, ons is in 'n bekommernis, ons is in 'n vrees, sien God beslis meer. En ek en jy kyk na 'n situasie, nee, maar God kyk na ons bestemming. Ek en jy sien beperkings, maar God sien moontlikhede. Ek en jy sien hindernisse, maar God, hy sien geleenthede. En ek en jy sien die min, maar God sien beslis die meer. En Efesiërs 3 vers 20 en 21 wat ek nou net gelees het ook, is nie net 'n mooi bemoedigende versie wat ons op ons yskasse vir ons spieël moet plak nie, maar dis deel van die venster na God se hart. 'n God wat nie net werk nie, maar 'n God wat oortref. 'n God wat nie net antwoord nie, maar 'n God wat verhewe bo wat ons gedagtes kan dink of vra. En hoe awesome is dit nie? Nou as ons net bietjie gaan kyk na die geskiedenis van hierdie vers, nie? Hierdie vers is deur Paulus geskryf, en op baie stadium was hy ook in 'n gevangenis gewees, en dis nie 'n man gewees wat op 'n bergtop was nie, maar dit was 'n man wat in boeye was. En Paulus is fisies vasgebind, nie? Maar sy geloof is vry. Sy bewegings waar hy is beperk. Maar hierdie openbaring wat die Here vir hom gee, is beslis onbeperk. Amen, né? En ons moet verstaan, toe hy dit geskryf het, sit hy in aanhouding in Rome. Hy het nie geweet of hy weer gaan vrykom nie. Hy het fisies geen ondersteuning gehad van mede-Christene nie, en hy leef onder streng Romeinse toesig.
En steeds in hierdie plek, in hierdie omstandighede, skryf Paulus, aan hom wat mag het om te doen ver meer as wat ons kan bid of dink. En wanneer ek en jy in 'n donker plek is dit maklik vir ons om aan te neem, in hakies, in aanhalingstekens, dat God se werk stil staan. Maar hier sien ons, God is nie bang vir hierdie donker plekke nie. Dis juis wanneer hy bou, wanneer hy vorm, wanneer hy praat, en hy doen juis wonderwerke in plekke, waar en wanneer mense dink, niks kan gebeur nie. En God doen nie net hierdie dinge, hierdie groot dinge, wanneer dit goed gaan nie. Gewoonlik, of baie keer doen hy, dikwels nie, doen hy groot dinge, wanneer dit vir my en vir jou voel, of ons in 'n tronk sit, of ons vasgevang is, in 'n situasie van bekommernis of van vrees. Nou wat is die hart van hierdie vers? Die hart is verreweg meer as wat ons kan bid of dink. En die Griekse woord wat hier gebruik word in die oorspronklike teks, is hyper-ekperisou. Nou dit beteken oorvloedig bo wat oorvloedig is. Dit beteken uitermatig meer as die maksimum. Dit beteken buitengewoon oor en bo op dit wat reeds daar is. Met ander woorde, wanneer my en jou gedagtes die plafon raak, vassit, wanneer ons dink ons gedagtes gaan net tot teen die plafon, is God se dade actually die hemel wat bo hierdie plafon is. Hoe awesome is dit nie? Nou Paulus probeer 'n metafoor kry om God se vermoë te beskryf, dat ek en jy dit kan verstaan. En hy kom eintlik tot die gevolgtrekking, dit kan nie beskryf word nie. Want God is meer as net dit. En as ons nou vinnig deur die woord gaan, en ons kyk na verskillende mense in die woord. Abraham, hy wou net 'n kind gehad het. God se plan was anders. God wou 'n volk hê. Abraham het gebid vir 'n erfgenaam. God het geantwoord met 'n verbond, né? En God se dade het Abraham se gebede oortref, ver baie meer as wat hy ooit kon dink of glo. As ons na Moses kyk, Moses het gegaan van 'n skaapwagter tot iemand wat die Israeliete verlos het van die Egiptenare. Moses vra, Here, stuur iemand anders. Hy sien net sy eie swakheid. En hoe gereeld sien ek en jy net ons eie swakheid. Maar God sien Moses die bevryder in en deur sy krag, deur God se krag. Moses sien sy verlede. God sien sy roeping. Moses sien 'n stok. God sien 'n instrument vir sy wonderwerk. En as ons na Hanna kyk, Hanna het gegaan van trane tot by 'n profeet. Sy het ook gevra net vir 'n seun. En God gee vir haar Samuel, 'n man wat konings sou salf en nasies sou herstel. Gideon, nog 'n goeie voorbeeld. Hy was 'n bang man en hy het gegaan van 'n bang man deur God se krag en genade na 'n dapper held toe. Gideon het gaan wegkruip in die wynpers, want hy het nie geglo in homself nie. Maar God roep hom, dapper held. En Gideon vra vir bevestiging. Wat gee God vir hom? Hy gee vir hom oorwinning. Nie met duisende nie, maar met 'n manskap van net 300. Waarom? Sodat almal kan weet, God het dit gedoen. The heavens proclaim, ek kan nou nie dink wat sal liedjie nie, but the heavens proclaim the glory and the majesty and the presence of the Lord. Die Here het dit gedoen. En as ons gaan kyk na as ons gaan kyk na die disippels, nou die disippels self het saam met Jesus geloop, hulle het by hom geleer, hulle het hoeveel jaar tyd saam met hom spandeer. En op 'n stadium is hulle oortrek van die vrees, en hulle gaan kruip weg en vertrek. Maar op Pinkster word hulle gevul met die Heilige Gees, en hulle word die draers van die evangelie, wat die wêreld omkeer. Hoe awesome is dit nie? God neem alles wat klein is, en hy maak dit groot. Hy vat dit wat gebroke is, ek en jy wat gebroke is, en hy maak ons bruikbaar, in en deur sy krag. Hy vat dit wat min is. Hierdie wessel, wat partykeer min geloof het, vat hy, en hy maak dit meer. En Paulus sê, die krag waardeur God hierdie dinge doen, werk in ons. Dit beteken, my liewe vriend, ek en jy kan nie God se krag dra,
soos 'n rugsak wat ons gerieflikheidshalwe by die huis kan vergeet nie. My liewe vriend, dit beteken, sy krag is nie net 'n versiering vir my en jou nie, en sy krag is nie 'n opsie nie, maar dit is 'n werksaam in my en jou lewe, elke oomblik van elke dag. Party dae moet ons net kies om dit te kan sien. En dis God se eie asem wat lewe inblaas in situasies waaroor ek en jy bekommerd is. Situasies wat ons vrees in het. Situasies waar daar bekommernisse of bangheid is. Dis sy eie lewe, sy eie asem wat lewe in daai situasies bring. En dis blaas, ja, en dis die Heilige Gees wat my en jou bemagtig. Dis die Heilige Gees wat my en jou leer en lei en vernuwe. Nou, ons moet vanaand besef, God se krag werk steeds in ons swakheid, in ons twyfel, in ons wonde. Sy krag werk steeds in my en jou potensiaal en dit werk nog steeds en in jou roeping. Dit werk in my roeping en dit werk in jou roeping. Ons moet dit net toelaat. En wanneer ons dink of sê of voel, ek is op, ek is moeg, dankie tog, ek het dit gemaak tot hier, dan sê God, my kind, ek begin nou. Nou, soos ons weet, daar is ook goed in die lewe wat gebeur, en ek sê altyd, life happens, nee. En daar is sekere goed wat gaan keer, wat ek en jy, God se meer kan ervaar vir ons lewens. Wat is hierdie goed? Dis teleurstellings. Partykeer dink ons, ek het al gebid. Dit het nie gebeur nie. Maar teleurstellings is nie die einde nie. Dit is die plek waar geloof dieper groei. Vrees. My liewe vriend, vrees maak vir my en vir jou blind vir God se vermoë. Die vyand probeer my en jou talente steel. Nee, hy probeer nie my en jou talente steel nie. Hy probeer my en jou geloof steel, sodat ons nie ons talente kan uitleef nie. Nog een is klein denke. Soms glo ons, of soms wanneer ons op autopilot is, nee, dan dink ons, of ons glo, God is net daar om ons te help oorleef, net om hierdie dag te kom. Maar weer eens, klein denke is 'n plafon, wat ek en jy vir onsself skep. Hy het ons nie geskep, net om te oorleef nie. Hy het ons geskep, om te oorwin, in en deur sy genade. Nou die volgende een is een wat ek nogal baie mee sukkel en dis onwaardigheid. Baie keer dan voel ons is nie goed genoeg vir God se beloftes nie. Baie keer dan voel ons onwaardig om vir iemand te bid, 'n woord vir iemand te gee, 'n woord van bemoediging vir iemand te gee. Baie keer, ek het vanmiddag weer gewonder, is ek goed genoeg om hierdie live te kan doen? Is ek? En die Here sê, jy is nie, ek is. Because of me, you are. En ons moet besef, die evangelie leer ons hoef nie goed genoeg te wees nie. Die evangelie leer ons dat Christus goed genoeg is, maar ons moet daai openbaring hê van hom in en deur ons, en hom kans gee om in en deur ons te werk, sodat hierdie plafon wat ek en jy skep, kan verwyder word. Nou nie hierdie plafon nie, ons het lank gesoek vir huis met sulke plafonne, maar, kom ons wees ernstig. Maar die plafon wat ek en jy skep, wat ons denke belemmer, wat vir ons keer om in hierdie goedheid en hierdie grootheid en hierdie meer van God te kan leef, te kan uitbreek daarin en dit te kan ervaar, en hierdie volheid moet ons afbreek. Nou, hoe leef ons in hierdie openbaring van God se meer? Ons moet beslis ons verwagting in gebed vergroot. Ons moet nie net bid wanneer ons bang is, of wanneer ons vrees het, of wanneer ons 'n bekommernis het nie. Ons moet bid omdat ons glo in God, en omdat ons glo God kan. Ons moet bid omdat ons dankbaar is vir elke dingetjie wat God vir ons gee. En die woord sê, in prayer and thanksgiving, bring all things to him. Amen. Ons moet toelaat, laat die woord ons denke vorm. Ons gedagtes beperk God nie, maar ons gedagtes beperk ons geloof. So, die woord sê ook, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. En ek en jy het nodig om plek te maak vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees bring vrede. God se stem bring vrede. God bring wysheid. God bring leiding. God se krag
bring openbaring en sy krag bring oorwinning. Nou, as ons gaan kyk hoe Paulus hierdie vers afsluit, kan ons vir onsself die vraag vra, wat is die doel van God se meer? En Paulus sluit af met die vers 21, en sê aan hom die heerlikheid. Nou, God doen nie wonderwerke dat ek en jy kan goed lyk of kan groot lyk nie, maar hy doen dit sodat hy verheerlik kan word. My en jou getuienis is 'n platform for the glory of God. My en jou herstel word iemand anders se hoop. My en jou deurbraak is ook iemand anders se bemoediging. En ek en jy moet besef vanaand, ons geskiedenis beperk God nie. Ek moet besef, jy moet besef, my gevoelens oor myself bepaal nie wat God kan en wil deur elkeen van ons doen nie. Ons moet besef, ons omstandighede is nie die grens van God se moontlikhede nie. En ons moet besef, ons trane, my trane en jou trane, is nie aan die einde van ons storie nie. God doen meer. God wil meer doen. Meer as my vrae, meer as jou vrae. Meer as my vrese, meer as jou vrese. Meer as my gebede, meer as jou gebede. Meer as my gedagtes, sowel as meer as jou gedagtes. En hoe awesome is dit nie om te weet dat He is with me. He dwells within me. En hierdie woord sê, now to Him who is able to carry out His purpose and to do super abundantly more than all we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, our greatest hopes, or our greatest dreams, according to His power that is at work in us. Hierdie woord sê, His power is at work in us. En hy wil meer doen as wat ek en jy kan bid of dink en glo. En hy wil vanaand, wil hy elkeen van ons vul met 'n nuwe verwagting, 'n nuwe geloof, 'n nuwe hoop. Vanaand wil hy die mure van ongeloof en van vrees, wat ek en jy hier binne gebou het, afbreek. Sy krag wil in ons werk, in ons harte, in ons huise, in ons kinders, in ons werke, in ons bedienings, as ook in ons toekoms. En hy wil beslis ons lewens 'n getuienis maak om te wys hoe groot hy is, hoe goed hy is, en aan hom al die heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. God wil beslis meer wees in my en jou lewe. En hy gee vir ons al die tools hier om dit te kan doen. Ek en jy is gekoop. We were made to worship in spirit and in truth. En ons het al die tools in en deur gebed, deur die Heilige Gees en deur hierdie woord. En mag ons worship in hierdie week ook net ons toelaat om na nuwe hoogtes toe by hom te kom, sodat ons hierdie mure kan afbreek, sodat ons hom meer en meer kan ervaar. Kom ons sluit net ons oë. Abba Vader, dankie Here dat U wil meer wees. Dankie Here dat U wil kom in en deur elkeen van ons lewens, Vader, en hierdie plafonne en hierdie mure wat ons gebou het, Vader, wat ons beperk, Here, to walk in your glory, dat U dit wil kom afbreek, Here. Ek bid, Here, dat U in hierdie week wat kom vir ons elkeen sal wys, Here, wat dit is, Here, en dat U ons sal ekoop en toerus, Vader, in en deur die Heilige Gees, om aan dit te kan werk, sodat ons daai mure saam met U kan afbreek, Vader, sodat ons nie voel dat ons in 'n plafon vasbyt nie, Vader, sodat ons nie hoef vrees te ervaar nie, sodat ons nie bekommernis hoef te ervaar, maak te midde van ons omstandighede nie, Vader, maar laat ons kan weet, U is by ons, U is om ons, U is oor ons, en U is vir ons, Vader. En dankie Here dat die planne wat U vir elkeen van ons het, soveel groter en meer is, as dit wat ons ooit kon dink of imagine, Vader, en ek bid dat U op U tyd dit ook vir ons elkeen sal openbaar. Dankie Here dat U elkeen van ons vanaand kom salf met U heilige salfolie, Here, en dat U teenwoordigheid sal tasbaar wees, Here, en dat ons U sal toelaat om te werk in en deur ons lewens, Here, want dit gaan alles net oor U, Vader. Dankie Here dat ons hierdie onbekende week in 'n bekende God se hande kan plaas, Here. Dankie vir die bloed van Jesus wat ons bedek en die engele wat ons omring, Here. En mag hierdie laaste maand van 2025, Here, mag ons in hierdie maand ook net opnuut ervaar van elke klein seëning, elke klein miracle, elke klein blessing in en deur ons lewens, Here. En mag ons dankbaar wees vir elkeen van daai dinge.
And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected unto you, because it's all about you, Jesus. En almal sê, Amen, Amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Geseënde aand verder. Totsiens.